Kan ek net seker maak of ek klank reg is? Baie dankie. Goeiemôre gemeente, vriende, besoekers, baie welkom in die naam van ons Here Jesus Christus, die lam wat vir ons geslag is. Ek het ons fotum wat ek altyd gebruik wanneer ek die diens lei, vanoggend geneem uit die ou Gesang 133 vers 2. En ek vra dat ons met aandag na die woorde sal luister, omdat dit so baie vir ons sê. Ja, ek kos hom die sla, die smarte en die hoon. Hy dra na Gods behaag, die kleed, die doringkroon. Vir my was daar die wonde, vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruis weggaan. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van God die Vader van almal. Hy God oor almal en alles. En in Jesus Christus, God wat as mens tussen ons kom woon het en aan die kruis vir ons gelei het, en van die Heilige Gees wat in ons en tussen ons werk, genade vir julle en vrede. Amen. Voordat ons bid, gee ek vir ons die teks. Die teks sal uit die 1953 vertaling wees, Genesis 22 vers 1 tot 14. Ek herhaal, Genesis 22 vers 1 tot 14. Kom ons verenig nou in gebed. Here Jesus Christus, ons kom vandag stil na U toe, onder die skadu van die kruis. Jesus, U die lam gelei ter slagting. U het vir ons oorwin die dood. Jesus, ons het U gemaak, die prooi van veragting, om te dra ons angs en nood. Ons besef dat dit nie net die spykers is wat U aan die kruis gehou het nie, maar dat die liefde van U, die liefde van God die Vader is. U het gekom om te dra wat ons nie kon dra nie. Ons sonde, ons skuld, ons oordeel. Here, vergewe ons waar ons U kruis ligtelik opneem, waar ons vergeet het wat dit U gekos het. Maak ons oë weer oop om te sien, die prys wat betaal is, die genade wat vrylik gegee word. Leer ons om nie net te verstaan nie, maar om te buig in dankbaarheid, in oorgawe. Vandag kies ons om stil te staan, om te onthou, om te glo, as ons uit die verhaal van Abraham en Isak reflekteer na die kruis van Golgotha, die lam van God vir ons geslag voor die grondlegging van die wêreld. U het soos beloof op die berg van die Here voorsien. Maak ons nou stil in innige dankbaarheid vir die paaslam vir ons geslag. As gemeente dank ons en eer ons U op hierdie goeie Vrydag. Amen. Ons skriflesing dan uit Genesis 22 vers 1 tot 14. Gemeente, ek vra jou aandag, as jy sal kyk na die baie ooreenkomste. Genesis 22 is maar een van die baie heenwysings of profetiese gedeeltes in die Ou Testament wat vir ons wys na die kruis van Christus, na die lam van God wat uiteindelik vir ons geslag sal word, maar ook na die komende koning wat oor hierdie wêreld sal heers. Vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun,
jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars, en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer, en opgestaan, en na die plek gegaan, wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, slaan Abraham sy oë op, en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan, om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe kom hulle op die plek wat God hom aangewys het. Het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou enigste seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgehaak het. En Abraham het gegaan, die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van die seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, ek ontleen die tema van my boodskap ook dan aan vers 14. Die Here sal voorsien. Gemeente, op hierdie goeie Vrydag staan ons stil by die kruis van Jesus Christus. Die verhaal van Abraham en Isak is 'n getuienis van God se beloftes wat in die Ou Testament opgeskryf is, 'n heenwysing na ons verlossing in Jesus Christus. Nie net om dit te onthou nie, maar om dit te beleef. Nie net as geskiedenis nie, maar as 'n persoonlike werklikheid vir elkeen wat vandag hier na my luister. Daar is 'n bekende verhaal van graaf Zinzendorf. Hy staan voor die skildery van 'n gekruisigde Jesus. En die onderskrif van die skildery lui: Dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? Ek herhaal.
dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Hy kon nie wegstap nie, hy kon nie dieselfde bly nie, en vandag is die vraag nie net, wat het daar gebeur nie, maar, wat beteken dit vir my en jou? Gemeente, ons teks is maar een van die vele profesieë en heenwysings na Jesus Christus. Sy vleeswording, wandel en lyding op aarde. 1 Johannes sê vir ons, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daar is diep liggende parallelle tussen die berg Moria verhaal, so wat 1800 tot 2000 jaar na mekaar, en die Golgotha verhaal. Dit is deel van die versekering van God se ewige verlossingsplan vir jou en my, wat ons nie moet verag nie, maar wat ons ook nie aan moet twyfel nie. Moria, wat later Jerusalem sou word, die berg wat geografies baie duidelik met die geografiese plek van Golgotha verbind kan word, vervul die belofte, op die berg van die Here sal die Here voorsien. Op Moria was die uitkoms deur 'n ram met sy horings in die bos vasgehaak. 'n Offer wat nie finaal was nie. Vir Jesus Christus was dit die doringkroon, ingedryf op sy hoof toe hy met stokke geslaan is, tydens sy verhoor en op pad na Golgotha. En as lam van God sou hy eenmaal die volmaakte offer vir ons redding bring. Baie verhale sentreer om die 3 dae lewensveranderende, plaasvervangende werk deur God. Kyk na die profetiese lyn. Op die 3de dag, op die plek, sien Abraham 'n ram. Hy sien die uitkoms vir sy seun Isak. Jesus, daar was 'n ander 3de dag. God bring op Golgotha aan die kruis die volle vervulling van sy beloftes deur die offerlam Jesus Christus aan die kruis. Stap saam met my as ons vandag kyk na hierdie parallelle tussen Moria en Golgotha. Soos ek gelei is, wil ek graag 6 punte noem en dan afsluit. Kom ons kyk na die eerste punt. Ons moet elkeen baie duidelik besef, die kruis wys die erns van sonde in die lewe van hierdie wêreld en die mens. Gemeente, sonde is 'n ernstige saak. Al die offers van die Ou Testament, waarvan ons so baie lees, spesifiek as ek dink aan Levitikus en Numeri, wys dit vir ons. Sonde kan nie in die teenwoordigheid van God se heiligheid kom nie. Net so kon Abraham die opdrag van God nie verontagsaam om sy seun te gaan offer nie. Al moes hy gewonder het, maar dit was dan God se belofte, dat uit sy saad sal al die geslagte van die wêreld geseën word. Maar ons sien ook in 1 Samuel 15, dat God vra gehoorsaamheid bo offerande. En dit is presies wat Abraham doen. In gelowige gehoorsaamheid
stap hulle teen die berg uit. Isak dra die hout, maar die klaande vraag bly, waar is die lam? Waar is die brandoffer? Ons mensdom roep vandag nog uit, waar is die uitkoms? Waarheen gaan hierdie wêreld? En die antwoord, ons leef in 'n wêreld van wetteloosheid en ongehoorsaamheid. Ja, die norm is dat sonde afgeskaal word. Dit word verskoon, dit word verduidelik, dit word geregverdig en gerasionaliseer. En menseregte van oortreders word belangriker geag as gehoorsaamheid aan die gebooie en gehoorsaamheid aan God. Die Jesus verhaal, die werklikheid van sy geboorte, sy inkarnasie, sy vleeswording, sy godheid, die offer op Golgotha word afgemaak. Ja, die wêreld in radeloosheid roep na verlossing, maar hulle vra nie na die wil van God nie. Hulle soek nie die redding nie. Die heerskappy van Jesus Christus is een van die mees verwaarloosde geestelike beginsels in die lewens van die mensdom. En ek waag dit vandag om te sê, ook in menige Christene en in kerkgenootskappe waaraan hulle behoort. Ons leef ons Christelike lewens en dikwels word God vir ons iemand wat in al ons behoeftes voorsien, maar hy is nie die Here van ons lewens nie. Vandag praat ek met hierdie gemeente wat my insluit en sê, maar kyk vandag na die kruis. Vir Isak was daar uitkoms. Vir ons het God die lam Jesus Christus voorsien. Vir die mensdom hoop deur die lam op Golgotha. As sonde maar deur die bloed van bokke en stiere afgewas kon word, sou die kruis nie nodig gewees het nie. Hebreërs 10, 1-18 vertel van ons 'n groot verhaal en ek haal net vers 10 aan. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmal. Net eenmal. Jy moet dit aanvaar. Nie in jou eie geregtigheid probeer werk nie. Gemeente, besef jy wat dit gekos het? Wat sonde gekos het? Die Here Jesus dra nie net soos Isak die kruis, die hout, op sy skouers nie. As hy maar net 'n Romeinse prisonier was, wat die kruis op sy skouer moes dra. As dit maar al was. Maar op daardie dag kom die sonde, die pyn, die wroging, die skuld van alle geslagte wat was, en daardie tyd was, en nog sou kom daardie dag op die Seun van God, op Golgotha neer. Die pyn, die bloed, die verlatenheid wys vir ons. Sonde is ernstig in die oë van God. Jesus moes sterf, omdat sonde nie oorgesien kan word nie. God is heilig. Maar dan, luister, Goeie Vrydag, stop nie daar nie. Dit bring ook vir ons hoop. Dank God vir die offer aan die kruis, want daar is meer wat ons moet weet. Die tweede punt, die kruis openbaar God se liefde.
Hoor wat sê Romeine 5 vir ons. Romeine 5, 8 tot 11. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer, dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons nou deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons versoening verkry het. En let wel, nie toe ons reg was nie, nie toe ons gereed was nie, nie toe dit vir ons gemaklik was nie, maar toe ons nog verlore was in ons sonde. Maar dank God, aan die kruis sien ons nie net die pyn nie, ons sien nie net die spykers en die bloed nie, ons sien God se liefde vir elkeen van ons. Jesus het nie net gelei en gesterf nie, hy het vir ons gelei en gesterf. Ja, daar is die dierbare kruis wat die Heiland bewys het, die liefde wat hy vir ons het. Weet jy? Hy het jou naam geken. Hy het jou lewe gesien. Hy het jou sonde gedra. Dit het hy vir jou gedoen. Kan ek die onderskrif van die skildery herhaal? Dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? Die derde punt, die kruis, bring vir ons uitkoms. Die kruis is plaasvervangend. Die straf wat op ons moes neerkom, het op hom gekom. Soos reeds 750 jaar voor die gebeure op Golgotha in die boek Jesaja vir ons beskryf is. En ek haal dit aan. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van almal op hom laat neerkom. Luister mooi. Hy, Jesus, het ons plek uitgeneem. Die uitkoms was nie soos op Moria, 'n dier, 'n ram wat geoffer kan word nie. Dit was die Seun van God, waarlik God, waarlik die menseliggaam, waarlik God, waarlik mens. Sy pyn, sy lyding, sy spykers, dit alles was nie minder pynlik as dit wat enige mens aan 'n kruis sou ervaar nie. En besef ons dit vandag. Hebreërs 10 vers 5 sê dit vir ons. Daarom sê hy by sy koms in die wêreld, maar u het vir my 'n liggaam berei. Dit beteken, God het die menslike gedaante vir Jesus voorberei om as volmaakte offer te dien. Geliefde, verstaan jy nou ons skuld op hom, ons straf op hom, ons oordeel op hom? Die kruis is nie net 'n voorbeeld nie. Dit is plaasvervangend.
Dit is in ons plek. Hy het geword wat ons was, sodat ons kon word wat hy is. Jesus se uitroep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Nie te vergeefs nie, vir jou om te weet, so jy vandag hier kan besef, jy hoef nooit weer verlate te wees nie. Ek kom by die 4de punt. Die kruis bring versoening. Die grootste probleem van die mens is nie net pyn en lyding en die ellende van hierdie wêreld nie, maar skeiding van God. Die afwesigheid van God in hulle lewens. Maar aan die kruis verander alles. Die voorhangsel skeur. Die pad word oopgemaak. En wat 'n wonderlike verduideliking dat die voorhangsel skeur van bo na onder. Dit is nie ons werk nie. Dit is God se werk. Hy maak die pad oop. Hy verwyder die skeiding. Nie meer lammers, bokke of bulle nie. In Jesus word alle offers vervul en is die skeiding tussen God en mens, tussen God en jou broer en suster en luisteraar verwyder. Nie deur werke nie, maar deur Jesus Christus. Jy kan vandag na God toe kom. Ja, die liedjie sê, die Gees stry o sondaar en soek jou behoud. Hy klop aan die deur van jou hart, nog so hard en so koud. Bedroef dan nie langer nie, die Heilige Gees. Sal jy kom? Sal jy vandag kom? Die 5de punt. Die kruis vra 'n reaksie van ons af. Wanneer jy gekonfronteer word met die kruis van Jesus Christus, kan jy nie neutraal bly nie. Jy kan nie eintlik 'n nominale Christen wees nie, soos dit vandag bekend staan nie. Jy neem jou kruis op saam met Christus. Om weer te herhaal, die prys was nie 'n ram of die beste lam uit die kraal nie. Dit was die lam, die seun van God, gelei ter slagting vir elkeen van ons. Dit het ek vir jou gedoen. Wat het jy vir hom gedoen? Wat doen jy vandag vir Jesus? Gemeente, sal jy glo? Sal jy oorgee? Sal jy hom volg? Ek gee vir jou die resep, hoor opnuut wat sê Romeine 10. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Maar as jy dit nou glo en bely, wil ek jou nog een vraag vra. Jesus het gesê, neem jou kruis op en volg my. Wat beteken dit om jou kruis op te neem en Jesus te volg? Erken jy hom as die Messias, die verlosser van jou en die wêreld? Erken jy deur in gehoorsaamheid voor God te leef?
Is jy saam op pad na die kruis? Het jy jou kruis, jou verantwoordelikheid by jou? Het jy jouself verloon? Is dit in jou daaglikse toewyding en om sy voorbeeld van liefde en diensbaarheid in ons lewens te volg? Kenmerk dit jou lewe? Kenmerk dit die karakter van die gemeente van Kempton Park Baptiste Kerk? Die laaste punt voor ek afsluit. Die kruis verander alles. Luister mooi. Die kruis verander alles. 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe identiteit. Jy sê nee. Kyk hoe lyk my lewe. Kyk na my omstandighede, my huwelik, my werk, my gesondheid, my finansies en wat nog meer. God sê ja. Soos Isak op die berg, wonder jy en vra jy na die uitkoms. Jy's reeds op die altaar, jy voel daar's nie meer hoop nie. Ek is op die hout vasgemaak, daar's nie meer beweegruimte nie. Ek kan nêrens meer gaan nie. Moenie moed opgee nie. Jy gaan dalk die hele berg moet stap, tot op die kruin van die berg. Jy gaan dalk op die hout vasgemaak moet word, voordat jy die uitkoms van God sien. Die vuur gaan dalk voel of dit aanstonds onder jou gaan brand, maar God sê steeds moenie moed opgee nie. Bly in gehoorsaamheid, doen wat Abraham gedoen het, in onbeskryflike gehoorsaamheid, in geloof wat nie wankel nie, 'n geloof wat Abraham tot geregtigheid toegereken is, soos ons ook lees in Romeine. Die stem sal jy hoor. As jy bereid is om te luister, sal jy die stem hoor. Die verlossing uit die hemel. Sit maar vandag jou naam hier in, Jan, Sari, Koos. Wat jou naam mag wees. Moenie moed opgee nie. Kyk na die lam van Golgotha. Hy is die antwoord. Deur sy wonde kom daar vir ons genesing. Deur sy bloed is daar vir ons verlossing. Ja, simbolies hier op die tafel. Ek het dit nie so gereël nie. Jesaja sê vir ons, al was julle sonde so skarlaken. Kyk na die groot kruis. Jesus sê hy gaan dit wit was. Kyk na hierdie tafeldoek. As jy moeg, is jy siek vandag, voel jy die einde bereik, dink wat Jesus vir jou gedoen het. Moenie sy werk aan die kruis van Golgotha verag nie. Jesus het beloof in Matteus 11, 28-29. Luister in die woorde van ons Here Jesus self. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Het jy dit gehoor, broer en suster? Ek sluit af. Vandag in hierdie gemeente sit hier mense, sommige naby aan God, sommige dalk ver van God af, sommige met geloof, sommige met twyfel, sommige met wie dit goed gaan, ander met wie dit minder goed gaan. Maar die kruis bly vir ons almal dieselfde. Ons adres vir saligheid en uitkoms
is aan die voete van die lam op die kruis van Golgotha. Kyk terug na die kruis. Maak nie saak wat jou fisiese adres is nie. Dit is nie nodig dat dit in Sandton moet wees, of in enige ander belangrike woonbuurt nie. Dit maak nie saak of dit sel 36 in die sentrale gevangenis is nie, of watter deel nie. Die adres vir jou uitkoms en jou saligheids aan die voete van die kruis. Ons staan as sondaars wat genade nodig het voor hom. Ek, jy, ons elkeen. Niemand is uitgesluit nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoe jy voel vandag nie. Maak nie saak hoe kwaad jy is of hoe bitter jy is nie. Dit is die plek waar jy moet uitkom. Hy het dit vir jou gedoen. En dan, broer en suster, vir die een wat lank glo, hy roep jou vandag terug na jou eerste liefde. Is jy nog op daardie plek? Vir die een wat moeg is, hy sê hy bied vir jou rus. Vir die een wat skuldig voel, hy bring vergifnis. Vir die een wat nooit gereageer het nie, hy roep jou vandag. Jesus het nie op die kruis gebly omdat hy daar moes bly nie. Hy het daar gebly. Hy het dit vir jou gedoen. Wat gaan jy vandag vir hom doen? Ek wil jou uitnooi. As jy vandag besef, jy moet reageer, moenie wag nie. Doen dit vandag. Doen dit vandag. God se tyd is altyd nou. God se tyd is nou. Jy kan nou maar in jou hart sê, Here Jesus, dankie vir die kruis. Dankie dat U vir my gesterf het. Ek gee my lewe vir U. Wees asseblief ook my verlosser en my Here in my omstandighede. Sy arms is oop. Hy's reg om jou te ontvang vandag. Amen.